Hy het by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n klerenstuk saamvat nie. Daarbey het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang nie, en mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof onder aan julle voete af, as 'n aanklag teen hulle. Hulle het toe gaan verkondig, dat die mense hulle moet bekeer. Daarbey het hulle baie bose geeste uitgedrywe, baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories, en vandag is ons in deel 21, vandag word die reeks mondig. Dalk is dit net omdat ek so baie met my mond praat. Nee, sorry, as my jokes is nie vanoggend great nie. Ons praat spesifiek oor Jesus, want dis waaroor kerk gaan. En dit sal altyd daaroor gaan. Dis veronderstel om daaroor te gaan. Elke liewe kerk is veronderstel om nommer 1 te gaan oor Jesus. 'n Kerk is nie daar omdat dit oor jou gaan en jou gemaak en jou opinie, jou sagte stoel, jou lekker koffie, die mense by wie jy wil kuier, hoe jy wil voel of wil beleef vanoggend nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan altyd oor die Here. En hier sit soveel verskillende mense met soveel verskillende belewennisse op 'n Sondagoggend in 'n kerk. Wie's van julle vanoggend wat nie gehou het van die musiek nie? Wie's van julle vanoggend wat verskriklik baie daarvan gehou het? Wie's van julle vanoggend wat nie welkom genoeg voel nie? En as jy van julle dink, ja, hierdie plek is 'n lieflike atmosfeer. Dit hang af hoe jy opdaag en waaroor hierdie dag vir jou gaan. En waaroor hierdie tyd wat ons hierso saam is, gaan. Waaroor gaan dit? Dit gaan altyd oor God. Dit gaan nooit oor die mens nie. En dit hang af hoe jy opgedaag het, wat jou belewenis hier vanoggend gaan wees. Ons fokus is altyd Jesus. En ons is hier om God te ken. Want hy het in ons 'n begeerte gesit om hom te wil ken. En dis ons hoofprioriteit hier vanoggend. En wie is God? Wie is God? Jesus het gesê en Jesus het gepraat en vir ons gewys wie is God. En ons kyk spesifiek na sy woorde en sy werke. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat hy sy Vader gehoor sê het en hy het net gedoen wat hy sy Vader gesien doen het. Wat beteken? As jy wil weet wie is God, leer vir Jesus ken. En dis waar kerk gaan. En dis wat ons in hierdie reeks doen. Ons leer by God. Wie is God? Wat het Jesus ons geleer van God? En dis hoekom ons hier is. Dit beteken twee goed. As jy wil weet wie is die Here, kyk na Jesus. En die tweede ding wat dit beteken is, Jesus was nie so sterk oortuig om sy opinie met die wêreld te deel nie. En soms trap ons in daai lokval, dat ons baie van ons eie opinies dink. En ons hou daarvan om dit te deel. In die tussentyd as die Here jou red, is die belangrikste ding wat by jou mond moet uitvlieg en by jou dade moet uitkom, wat die Here se Gees jou lei om te doen. Dat jy dit sal doen en dit sal sê. Want dit is hoe 'n kind van die Here lyk. Jy word deur sy Gees gelei en jy sê wat God wil hê moet gesê word en jy doen wat God wil hê moet gedoen word. En dis wat Jesus vir ons ook gedemonstreer het. Nou, vir oggend se storie toe ek hom gelees het, daar's verskillende weergawes, weer eens in Markus en Lukas en Matteus. En ek het weer eens gegaan en die beste van die drie, alles in een gesit. Ek het net vanoggend vir julle Markus se weergawe nou gelees, maar nou gaan ek vir julle so 'n paar ander goedjies sit wat die ander ook bygesit het. Net om vir jou so 'n groter prentjie te gee van hierdie storie. Maar as jy vir my vra, wat is die hoof ding in die agterkant van hierdie storie? Wat probeer Jesus vir ons wys? Is dit God se strategie is om sy disippels en apostels te verander? Is om 'n disipel en 'n apostel te verander. En as ek vanoggend vir julle vra, wat is die verskil tussen 'n disipel en 'n apostel? Dan dink meeste mense, daar is nie 'n verskil nie. Jesus het 12 disipels gehad, maar hulle is ook 12 apostels genoem, so dit moet dieselfde ding wees. Meeste mense dink is dieselfde ding. Maar is twee totaal verskillende goed. 'n Disipel beteken volgeling. Iemand wat besig is om te volg en te leer. En 'n apostel beteken gestuurde een. Een wat nou gaan met dit wat hy geleer het. En dis hier waar ons dit baie keer baie missit in die kerk. Almal wil disipels wees. Dis lekker om by Jesus te wees. En daar wil ek wees. En daar wil ek bly. Veilig by hom. Hy hou my vas, hy's altyd by my.
Die gestuurde gedeelte, Nee, dis nie die gedeelte waar ek wil wees nie. Dit kos 'n prys. Dis bietjie duur. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek dink nie ek kan nie. En baie min ouens stel eintlik daarin belang. Maar Jesus leer vir ons dat sy strategie is met almal wat hy red. En as jy verder gaan lees in Lukas, hy het op 'n stadium 75 uitgestuur. Almal wat hom volg, uiteindelik stuur hy. Hy lei hulle op en hy stuur hulle. Nou wat nogal merkwaardig was, is die enigste boodskappers van God op die aarde tot op hierdie stadium was geleerde manne gewees. Dis ouens wat 30 jaar eers op 30 gegaan het en begin doen het wat God wou gehad het hulle moet doen. Hulle het vandat hulle kinders was, het hulle teen die ouderdom van 12, die hele Ou Testament het hulle kop uitgeken. Dan het hulle nog 4 jaar gaan swat en dan het hulle op ouderdom 16 'n rabbi begin volg tot hulle 30 jaar oud was en dan is hulle eers georden as 'n rabbi en dan is hulle nou gestuur. Hierdie was hooggeleerde manne en hier kom Jesus en hy kies ouens wat op 12 in die familiebesigheid ingegaan het en nie besluit het om boodskappers van God te word nie. Jesus gaan kies hulle hoef nie te kwalifiseer nie, hulle hoef hulle nie self te bewys soos in die Joodse tradisie jouself moes doen tot op die ouderdom 30 nie. Hy gaan kies die ouens. En nie lank nadat hulle gekies het nie, hy het vir hulle so 'n paar wonderwerke gewys. Hy het vir hulle gewys hy het mag oor demone, hy het vir hulle gewys hy leer met gesag, hy het vir hulle gewys hy kan siekes gesond maak, hy het vir hulle gewys hy kan die natuur beheer deur storms stil te maak en nou het hy al vir hulle gewys, soos ons laasweek gesien het, hy kan tot 'n dooie ou uit die dood uit opwek. Hy het vir hulle gewys dat hulle dit kon sien. Ek sê, right, dan gaan julle. Nou is dit jou beurt. Jy het nie al die studies gehad nie, hierdie ouens was tieners. Hulle was tussen die ouderdom van 16 en 21. Dan gaan jy. Nou word jy gestuurde een. Hy het hulle nie weggestuur vir altyd nie. Dit was deel van hulle opleiding gewees. Hy het hulle gestuur vir 'n paar weke en hy het vir hulle gesê en dan kom julle terug. Gaan doen wat ek doen. En dit is wat ons lees in vanoggend se storie, die aanstelling van die 12 apostels. Nou hoekom het Jesus hierdie 12 apostels aangestel? Vir 'n eenvoudige rede. Die mense het hom verdruk, hulle het hom toegestaan, hy kon nie meer nie, hy kan nie by almal uitkom nie. Hy het partykeer ontsnap, net om weg te kom, net om te rus of te eet. En ons lees dit in die eerste vers, lees is, hy het by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer, en hy was die enigste een tot dusver. Hy het een ou in 'n ander nasie gestuur wat hy demone uitgedryf het, hy was die heel eerste ou wat hy gestuur het, buiten sy eie ouens. Ons lees in Markus 3, het hy gekies, het hy al vir hulle laat weet, toe hulle as disippels gekies het, ek kies julle uit as apostels, ek kies julle ouens uit as ouens wat ek gaan stuur, nou stuur hy hulle eers. Want wat gebeur as hy hulle stuur? Netwerkvorming, meer mense kan die goeie nuus leer, gaan, meer van julle kan dit doen. Dit was Jesus' strategie, om nie net te red nie, maar ook te sê, ek gee vir jou genade om jou deel te maak van my plan vir die wêreld. Ek het hierdie al baie gesê, die Here het nie 'n plan vir jou lewe nie. Hy het 'n plan vir die wêreld en hy maak jou deel daarvan. Kan jy sê hy is deel van sy plan vir die wêreld? Wat is sy plan vir die wêreld? Dat elke ou sal hoor, hy het nodig om homself te bekeer. Die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het gekom. Bekeer jou, glo die evangelie en laat jouself doop. Elke ou moet dit hoor. En die dag as jy sê ek is 'n disipel van die Here, word jy deel van sy plan vir die wêreld en jy word deel van iemand wat daai boodskap gaan oordra aan 'n volgende ou wat dit dalk nog nooit gehoor het nie. Wat 'n konfronterende boodskap om na iemand toe te gaan en vir hom te vertel, bekeer jou. Christus. Dis hoekom ek dink dis hoofsaaklik hoekom ons daarmee sukkel. Ek dink baie mense sukkel daarmee want hulle is nooit self eers bekeer nie. Hoekom sal ek nou vir 'n volgende ou vertel om dit te doen? En dit is konfronterend. Dis nie die eenvoudigste of die maklikste ding om te doen nie. Jesus het dit self gedoen, maar hy het gesê, ek gaan nou ouens uitstuur. Ons moet hierdie verder vat. Ons lees, Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hoekom 2-2? In die Joodse wet sal jy sien, niemand mag gepraat het. Jy kan nie opdaag in 'n dorpie met 'n boodskap of 'n storie en jy vertel die storie en almal koop dit net nie. Hulle het 'n wet gehad in die Joodse wet wat gesê het, daar moet altyd 'n getuie wees om te bevestig dat dit wat jy sê
is akkuraat en waar. Jesus het op 'n stadium gepraat, toe druk hulle vinger in sy neus en sê, wie gaan namens jou getuig van dit wat jy sê? Want dit was die wet. En hy het gesê, die Heilige Gees en my Vader getuig dat dit wat ek sê is waar, jy sal dit in jou binnekant beleef. Want ek is God in 'n lyf. En as ek praat, getuig die Heilige Gees saam met my. Hier stuur hy twee disippels uit, ek bedoel 12, hulle kan 12 plekke gelyk gaan, hulle gaan nou net 6 plekke. Want hulle het daai getuie nodig gehad om te sê, luister, ek was daar. Ek het gesien hoe laat hy die water lê, hoe laat die wind gaan lê. Ek het gesien hoe haal hy 'n dooie dogtertjie uit die dood uit. Ek het gesien hoe maak hy siekes gesond. So kan jy jouself net indink, hierdie ouens loop agter Jesus aan, Jesus doen al hierdie goed met hierdie boodskap wat hy preek, hierdie ouens het alles beleef, hulle het dit eerstehands gesien, en hulle gaan dit nou vir mense gee, hulle gaan dit nou vir mense vertel. En as iemand met hulle stry, luister chom, ek het dit gesien. Een ou preek, die ander sê, ja, dis waar. Jesus het die volgende opdragte aan hulle gegee. Hierdie lees ons in Matteus. So Matteus gee vir ons bietjie meer detail. Markus het vir ons gesê, hy het net vir hulle mag oor demone gegee. Matteus sê vir ons, nee, hy het bietjie meer as dit gegee. Hy sê die volgende opdragte gegee. Hy het gesê, gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dis die opskrif van die boodskap. So dis die tema. As die ou daar staan en sê, ouens, ek gaan vandag gepreek, die koninkryk van die Here het naby gekom. En dan gaan hy aan. Hy sê, maak siekes gesond. Hoe gaan jy die mense se aandag trek? Maak siekes gesond. Wek dooies op, reinig malaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. So, Jesus se disippels het dieselfde mag ontvang as wat hy het. As wat hy gedemonstreer het. En dis baie keer wat mense nie verstaan nie. Wat is die doel of die funksie van wonderwerke? Baie mense dink dat die doel van wonderwerke is om ons lewe vir ons makliker te maak. Dit was nog nooit God se doel met wonderwerke nie. En as dit jou doel is met wonderwerke, dan behoort jy nou teen die tyd seker al dik teleurgestel te wees, want die wonderwerke gebeur nie soos jy hulle wil hê nie. Die doel van wonderwerke was nog altyd om God te demonstreer. En te demonstreer hoe goed God is. Dit gaan oor God. 'n Wonderwerk gaan nie oor jou en my nie. Maar ons neem baie keer daai siening aan. Dit gaan oor my. Dit gaan oor God. En Jesus was nou, God het niks op die aarde gedoen tussen Maleagi en Matteus nie. Vir 400 jaar het God nooit op die aarde opgedaag. Daar was nie 'n wonderwerkie, daar was niks nie. So hier's nou al 4, dit kan tot 6 generasies van Jode wees. In die Bybelse tyd is 40-jarige generasies. So dis 'n paar generasies wat nou al verby was, waar ons glo in God en ons praat van God en ons volg God se wet, maar God het homself 400 jaar laas vir ons gewys op 'n bonatuurlike manier. So wat 'n ander manier om die mense se aandag te wys, deur vir hulle te sê, God is wie hy, deur vir hulle die bonatuurlike te bring. Dit was die doel van die wonderwerke, sodat die skares kon kom, dat hulle kon nader staan, dat hulle kan sien, God het opgedaag. En ons weet dit, want hierdie is nie mens gemaak nie. En hier doen hierdie disippels al hierdie wonderwerke, net soos Jesus het gedoen het. En Jesus gee toe vir hulle spesifieke opdragte. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie, en moenie vir die pad 'n reissak aanskaf, nog 'n kleringstuk of skoene, nog 'n kleringstuk of nog skoene of nog 'n stok nie, want hulle het 'n staf gehad. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. En hier kry jy die algemene definisie van die mense wat sien jy? Dominees en pastore moet arm wees. Hulle mag niks hê nie. En dan lees jy glad nie Lukas waar Jesus weer vir hulle gesê het, vat hierdie keer jou beursie saam en hierdie keer 'n ekstra paar skoene en 'n reissak nie. Want dis glad nie die konteks waarbinne jy hierdie skrif moet lees nie. Jesus was besig om sy disippels op te lei. Hulle was in training. En nou gaan hy vir hulle wys hoe dit werk. Hy's besig om hulle te leer dat as ek jou stuur, ek is jou baas, jy werk vir my in my koninkryk, sal ek na jou kyk. Is dit nie enige werknemer-werkgewer verhouding hoe dit werk nie? Die werkgewer wil graag, moet bewys vir sy werknemer dat ek sal na jou kyk as jy vir my werk. Jesus is besig om te sê, ek gaan na jou kyk. Ek stuur jou nie net tussen 'n klomp wolwe in en dan gaan jou oorlaat aan die Gods water oor Gods akker nie.
Ek gaan na jou kyk, dis wat hy vir hulle sê. Moenie vir jou geld in jou beursie sit nie. Moenie 'n sak pak vol klere nie. Moenie nog kledingstukke vat nie. Wat gebeur het as hulle op die pad was en hulle moes oornag, hulle het nie 'n plek gehad om te slaap nie, het hulle sommer in die veld geslaap, onder die sterre geslaap, en dan het hulle ekstra kledingstuk aangetrek, of as hulle in die grond geslaap, en die volgende dag het hulle 'n skoonstel klere gehad. Jesus sê, moenie eers dit doen nie. En dan eindig hy met 'n arbeider is tog sy geregtig op sy onderhoud. Aan die ander woorde, ek sal na jou kyk. 'n Ou wat doen wat ek vir hom vra om te doen. 'n Ou wat 'n apostel is, 'n gestuurde een, wat gehoorsaam is, sal na gekyk word. Jy sal sien. Ek wil dit vir jou wys. Hy's besig om hulle op te lei oor hoe hy werk. En dit het my laat dink aan Matteus 6:33 wat hy 'n bietjie later gesê het, beywer julle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle hierdie dinge gee. En dis presies waar ek en jy veronderstel is om elke dag te leef. As ek sê ek's werklik 'n geredde van God, ek leer by hom, dis eintlik waar ek veronderstel is om elke dag te leef van my lewe. Ek wil doen wat God wil hê ek moet doen. En dis die fokus en die missie van my lewe. Maar jy weet, hoekom het Jesus gesê, moenie 'n beursie saamvat nie? Want die fokus en die missie van meeste mense se lewe is eerder geld maak. Dis beter, as ek kan weet, want ek voel veilig. Dis sekuriteit in my lewe. En Jesus het geweet, as ek vir jou 'n opdrag gee, is die ding wat jou gaan versoek, geld. Klere, wat ek wil hê, my behoefte. Ek wil na my behoefte kyk, nie na wat God wil hê ek moet doen nie. Ek wil kyk na wat ek wil hê ek wil doen. Dis hoekom Jesus gesê het, los daai. Fokus op wat ek vir jou gesê het om te doen, en ek gaan na jou kyk. En ek gaan dit nou vir jou leer. Soek eers my koninkryk, en al hierdie ander dinge sal vir jou gegee word. Hy sê, daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. Jesus, hoe werk dit anders? As ek in 'n dorp kom, gaan ek mos natuurlik daar bly tot ek daar ry. Maar wat beteken dit? Wat gebeur het in die Joodse tyd is, rabbies het van dorpies tot dorpies gereis. En dan sal hulle tipies op 'n Sabbatdag in die sinagoge, soos wat Jesus het gedoen het, sal hulle 'n skrif of 'n kliptafel of 'n ding voorlees op die Sabbatdag. En hulle sal byvoorbeeld 'n week of 2 weke in 'n dorp spandeer, en hulle het nie verbel, het nie vooruit gebel of 'n booking.com of 'n Airbnb en al daai goed, dit nie bestaan nie. Nou kom jy in die dorpie aan, en dan bedien jy, of jy leer mense, of jy nou 'n Joodse rabbi was, of jy nou Jesus was, en wat gebeur het is, mense het gesê, dit was net die kultuur van daai tyd, waar bly jy vanaand? Waar bly jy vanaand? Dan sê nee, ek het nog nie plek nie, en sê, okay, kom bly by my. Geef vir my huis, geef vir my slaapplek vir die aand. En wat gebeur het in die Jode se kultuur en tradisie is, dag nommer 1 kom jy daar aan, die mense sien, okay, hier is 'n rabbi, want jy het die klere aangehad, jy het die geld uitgedeel vir die mense op die plein, jy het gevas en nie geëet nie, en ook, hier's 'n man van die Here. Vra van waar bly jy? Die volgende dag preek hy dalk in die sinagoge, en daar's invloedryke besigheidsmense, of sterker Jode in die gehoor, en hulle gaan na hom toe en sê vir hom, hoorie, waar bly jy? Wil nie by ons kom bly nie. Ek het 'n bietjie 'n groter huis, ek het 'n lekkerder bed, ek het lekkerder kos. Dan doen hulle dit. Dan skuif ons huise, van hierdie huis af na die volgende huis toe. En dis waarvan Jesus hier praat. As ek vir jou voorsien, en jou lewe is werklik in my hande, dan leef jy met tevredenheid met hoe God vir jou voorsien. Jy waardeer wat jy het. Dis die eerste les wat ons hier moet leer. Die tweede les wat ons hier moet leer is laat jou ja en jou nee wees. As jy vir 'n ou gesê het jy bly in sy huis, dan bly jy in sy huis. Wees iemand van jou woord, en dit is tog wat Jesus vir ons gesê het. Bly by jou woord. Laat jou ja en jou nee wees. Hy sê, en as 'n plek julle nie wil ontvang nie, en hierdie is harde woorde, en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvan af weg en skud selfs die stof onder aan julle voete af, as 'n aanklag teen hulle. En weer eens iets wat ons nie verstaan van daai tyd se kultuur nie, so ons lees hierdie skrif en ons verstaan nie regtig wat dit beteken nie. In daai tyd, presies soos wat hulle gereis het hulle partykeer oor heidense gebiede gereis. Die Jode moes ook
in samesprekings wees met die heidene nasies rondom hulle oor grondgebruik en watergebruik en landgebruik en al hierdie goed. So, wat gebeur het is, hulle het gereis. En dan, as jy reis uit 'n Joodse gebied uit in 'n heidense gebied, die woordjie heiden beteken goddeloos. Wanneer jy uit 'n goddelike gebied in 'n goddelose gebied ingaan, die Jode was uitgekies deur God, hulle was God se volk, en die res van die wêreld moes uitgewis geword het volgens hulle. In die Ou Testament het die Here spesifiek vir Josua gesê, wis elke ander nasie uit. So hulle het geglo, al die ander is van die put van die hel af. En wanneer jy uit 'n goddelike plek uit oorgegaan het, oor die grens in 'n goddelose plek in, dan het jy nou daar rond beweeg en dan het daar stof op jou kom sit, op jou hare, op jou hemp, op jou skoene. En as jy op daai lyn kom, op daai grens, dan gaan staan jy daar, was hulle in hulle wet, en hulle oorgelewerde gebruike van die Jode, dan gaan staan jy daar, dan skud jy eers al die stof af. Jy raak ontslaaf van al die goddeloosheid wat op jou kom sit het terwyl jy daar was. En hoekom het jy dit gedoen? As 'n aanklag teen hulle. Julle verdien God se wraak en ek is sopas besig om dit te bewys. Dis harde woorde. Gaan, vertel vir mense hulle moet hulle self bekeer en as hulle nie luister nie, gaan weg daarvan af en stof. Nou moet jy weet, in Matteus lees ons dat Jesus het hierdie ouens net in Joodse gebiede ingestuur. Hy het vir hulle gesê, moenie nou al na die heidene nasies toe gaan nie. So hulle is op pad na Jode toe, vertel vir Jode hulle moet hulle self bekeer, wat dink hulle is God se volk. En die ouens wil nie hulle self bekeer en laat doop nie. En hy sê dan gaan staan jy, dan stof hierdie stof af as 'n aanklag teen hulle. Wat beteken ek en jy moet kan onderskei hê wanneer ons 'n apostel is. Moenie die parels vir die varke voer nie, het Jesus gesê. Jy moet kan onderskei tref. As iemand nie luister nie, hou op praat met ander woorde. En dit sal dien as 'n aanklag teen hulle. Dis verskriklik harde woorde. Ons hou baie keer nie daarvan om ons Bybel so te lees nie, maar dit is presies wat daar staan. Hoekom het Jesus dit vir hulle gesê? In Lukas 10 lees ons, het hy vir hierdie ouens wat hy uitgestuur het gesê, as hulle na julle luister, luister hulle na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Jy verwerp vir God, as jy 'n apostel verwerp. En die stof wat afgeskit word, is 'n aanklag teen jou. Nou, beteken hierdie, want dis maklik om weer eens hierdie storie uit konteks uit te ruk. Onthou, Jesus het hierdie ouens net vir 'n rukkie weggestuur. So kom ons sê hy het hulle gestuur vir 2 weke. Ons vat 'n voorbeeld. In daai 2 weke het hulle mense beleef met 'n harde hart, ouens wat nie gaan luister nie. Nou het hulle gegaan en die stof van hulle klere afgestof, want die ouens wil nie luister nie. Beteken dit daai persoon is nou oorgelaat aan God se wraak vir die res van sy lewe? Wel, as hy nie tot op 'n punt kom van bekering nie, ja. Maar solank as dit hy asem in sy longe het hy nog geleentheid om tot daar te kom. En gaan Jesus hom weer die geleentheid gee? Gaan hy weer die geleentheid kry? Die Here sal red wie hy wil red. En as jy moet gered word, sal jy weer die geleentheid kry. Dit verseker ek julle. Dit sal in die oordeelsdag vir die gebied van Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. Christus, dis nogal wild. Sodom en Gomorra is vernietig met vuur. Dis waar Lot se vrou omgekyk het toe hulle moes vlug vir hulle lewens. God het gesê, ek gaan die hele stad vernietig met vuur. Vlug en moenie omkyk en weer begeer wat julle gehaat het terwyl julle daar was nie. Fokus op my en kom. Doen wat ek vir jou sê. En sy vrou het toe omgedraai en omgekyk en toe verander sy in 'n soutpilaar. As jy die storie nie ken nie. Sy het gekyk hoe brand die stad. En dit sal vir hulle draagliker wees as vir daai ouens wat weier om te bekeer en te doen wat ek gesê het om te doen. Nou wat beteken dit? Sodom en Gomorra het nie die geleentheid gehad om Jesus te ken nie, want Jesus het nog nie gekom om te sterf op 'n kruis vir my en jou sondes nie. En baie keer dink ons, wel as jy in die hel is jy in die hel. Daar's nie verskillende grade van straf nie. Maar hier leer ons iets anders. Die ouens van Sodom en Gomorra gaan dit lekkerder hê as die ouens wat nie vir Jesus wou aanvaar nie.
En dis hoekom Jesus sê, dit gaan vir Sodom en Gomorra draagliker wees, want hierdie ouens weier om die Here van die heelal na te luister, of hulle harte oop te maak vir hom. Hulle het toe gaan verkondig, dat die mense hulle moet bekeer. Daarbij het hulle baie bose geeste uitgedryf, en baie siektes met olie gesalf en gesond gemaak. Die hele beeld van oliesalf in die Ou Testament, jy sal sien, dis hoe hulle konings ook aangestel het, hulle het olyfolie gebruik, en hulle olyfolie oor 'n ou se kop gegooi, soos Dawid byvoorbeeld, of soos Saul voor Dawid, as 'n teken van God stel jou aan. Hierdie is die verteenwoordiger van God, en God roep jou vir hierdie werk, en dit is wat die olie voorgestel het. So ons lees nooit dat Jesus ooit met olie gesalf het nie, maar sy disippels het dit gedoen. Ons verteenwoordig God, as 'n bewys daarvan, en almal het die mense wie hulle gesond gemaak het, die skare het groot geword, mense het gered geraak, natuurlik was daar die mense waar die stof moes afgeskit word. So, uit hierdie storie uit het ek 'n opsomming gemaak van wat doen 'n gehoorsame apostel? As jy dit mooi gevolg het, hier's net die vinnige goed. Ek sê gehoorsame apostel, want die heel eerste ding wat 'n apostel is gehoorsaam in elke woord wat Jesus gesê het. Nommer 1, jy preek bekering. En ek gaan dit weer sê, dis 'n baie konfronterende boodskap om vir mense te sê, draai weg van jou lewe af soos jy hom nou ken. En begin die Here met alles in jou volg. Luister na die Heilige Gees, raak gehoorsaam. Want as jy vir 'n ou sê, jy het bekering in jou lewe nodig, voel hy onmiddellik gekonfronteer. Mense gaan jou verwerp. Mense gaan nie van jou hou as jy daai boodskap ronddra nie. Dis wat 'n gehoorsame apostel doen, nommer 1. Nommer 2, demonstreer omgee, want dis wat Jesus gedoen het met wonderwerke. Hy het vir die mense gewys, luister, ek is nie hier, ek het nie 'n agenda van ek wil jou hê waar ek jou wil hê, vir my selfsugtige agenda nie. Ek gaan vir jou wys dat ek wil jou 'n lewe voorstel bo wat jy dink is moontlik. En ek gaan dit heel eerste van my kant af gaan ek vir jou omgee. Het julle opgelet hierso dat die mense het nie gekom en die Here gesoek nie. Jesus het hulle gaan haal. Hy kom na jou toe. Hy vat die verantwoordelikheid om jou te lei na waar jy moet wees, en hy kom haal jou. En hy wys vir jou, hy gee vir jou om, deur vir jou in daai oomblik 'n fisiese probleem, klip uit die pad uit te rol. En ons kan dit so baie in ons lewe doen wanneer ons met mense praat. Mense het nodig om te weet jy gee om. En dis die omgee wat die dringendheid is hoekom jy met hulle praat oor bekering. Nie omdat jy hulle veroordeel nie. Nie omdat hulle sleg is nie. Gee vir mense om, want dis wat 'n apostel doen. Jy wys vir mense, jy gee om. Nommer 3, leef met vertroue as afhanklike. Soek eers die koninkryk van die Here en die res van die goed sal bygevoeg word. Here, ek gaan nou, want ek voel iets gesê ek moet hierdie doen. Ek bedoel, sy disippels het op 'n stadium vir hom gesê, wat moet ons sê? Hy het gesê, jy sal die Heilige Gees sal in die oomblik vir jou sê wat om te sê. Wees jy net gehoorsaam. Bly jy naby my. Ek dink, my persoonlike opinie is, en as jy nou vanoggend aangevat voel, is dit dalk omdat dit waar is, my persoonlike opinie is, baie mense is nie apostels nie, want hulle ken in elk geval nie eers naaste by vir Jesus nie. Hulle doen nie eers die moeite om hulle Bybel te lees nie, weet nie eers wat is die boodskap van bekering nie. Nou moet jy jouself eintlik vra, is ek ooit 'n disipel van Jesus? Jy skuld jouself dit, om dit vir jouself te vra. Jy is tevrede met sy voorsiening. Jy sien nie mooi in dit. Ja, dis eintlik 'n wonderwerk. Ek dink net daaraan, ek het in 'n dorp gekom, ek het nie geweet waar gaan ek kos kry vandag nie, ek het nie ekstra klere saamgebring nie, ek het nie my wasmasjien in my rugsak gepak nie, en hier kry ek sommer 'n huis, met kos, my klere word gewas. Ek het nie geweet hoe gaan dit gebeur nie. Kan jy jouself net indink, hoe gaan jou verhouding met die Here lyk na dit? Wat gaan in jou geloofslewe gebeur as dit is wat God vir jou doen? Jy is tevrede met sy voorsiening. En laastens, jy moet kan onderskei. Jy moet kan onderskei. Ons hou so baie van Matteus 7, né? Jy mag nie oordeel nie. Ja, dis ons favorite. Dan lees jy net die volgende versie. Dan leer Jesus jou eintlik hoe om reg te oordeel, vers 7. Waar hy vir jou sê, jy sal 'n boom aan sy vrug ken. Hy leer eintlik vir jou hoe
hoe om uit liefde uit te weet waar om deel te neem en waar om weg te stap. En daar is kere wat jy gaan moet wegstap. Ja, daar is 'n hele preek op sy eie wat ek nie vanoggend in diepte gaan ingaan nie. So wat leer ons vanoggend by Jesus oor God in hierdie storie? 4 goed. God kies om homself te openbaar deur sy kinders. En dis 'n voorreg vir my en jou wat sê, die Here het my gered. Hy maak my deel van sy plan vir die wêreld. Dis 'n groot voorreg. Die Here het jou deel gemaak van sy plan. Jy sit nie net hier nie, jy is nie net nog 'n nommer nie. Hy het jou nie geroep dat jy net die hele tyd onder sy vlerk moet sit nie. Ja, hy het 'n baie groot begeerte dat jy hom sal ken en dat jy uit daai verhouding uit wat jy met hom ken, sal dan doen wat hy vir jou sê om te doen. Maar hy roep jou om jou te stuur. Jy word 'n disipel. Jy word deel van sy plan vir die wêreld. Hy gee wat nodig is. Hy sal gee wat nodig is. Party van ons sit vanoggend hier as ons moet dood eerlik wees, hy het vir jou alles gegee wat nodig is. En wat doen jy met dit? Gierigheid se definisie is alles wat ek het hy vir my gegee, vir my. Dis die definisie van gierigheid. Gierigheid se definisie is nie, ek het al klaar, maar ek wil nog hê nie. Dis alles wat ek het hy vir my gegee, vir my. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Want hy gee vir jou om jou te bemagtig om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Nommer 3, wonderwerke was 'n bewys van wie God is. Ek het dit mooi verduidelik net nou. En hy wil hê almal moet hoor. Hoekom het Jesus al hierdie ouens uitgestuur? Want hy wil hê almal moet hoor. As jy ook Matteus 7 gaan lees, sal jy sien almal word nie op die ouend gered nie. Jesus het dit self gesê, almal wat vir my sê Here, Here, is nie naby aan my nie. Maar ten spyte daarvan wil hy hê nog steeds almal moet weet wie is God en hoe goed is God. En wanneer hy jou sy disipel maak, word jy deel van sy plan om seker te maak die wêreld weet wie is God. En hy wil jou gebruik vir dit. Hy wil graag hê almal moet weet. So ek wil jou los vanoggend met 'n vraag. En net jy kan hierdie vraag antwoord. Is jy nog 'n disipel of is jy al 'n apostel? Want Jesus se strategie was nooit net om disippels te kry nie. Dis 'n veilige plek, 'n lekker plek. Ek kan verstaan dat ons net daar wil bly. Waar's jy op hierdie skaal? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Soek jy hom regtig en het jy 'n dringendheid in jou hart om te doen wat jy weet die Here wil hê jy moet doen? Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons gee al die eer en ons loof en ons prys U. En as ons Bybels oopmaak en ons leer U dieper en dieper en dieper ken, kom ons baie keer af op ons onbekwaamheid, op ons tekortkominge, want ons vergelyk heilig met nie heilig nie, Here. Ons vergelyk volmaak met onvolmaak. En ons kan vanoggend kom in nederigheid en sê, Here, ons bely. Ons het U nodig, ons het U genade nodig. Heilige Gees, ons het U krag en wysheid en insig in ons lewe nodig, om ons te help en ons te lei en ons sterk te maak. Heilige Gees, ons het U nodig om ons te kom red, waar ons nie gered is nie, om in ons hierdie begeerte te kom sit vir U. En dat dit harder praat as ons eie menslike begeertes. Here, mag ons gehoorsaam wees. Mag ons nie net disippels bly nie, maar mag ons deel wees van U plan vir die wêreld. Mag ons gees, siel en liggaam in dit inklim, pens en bootjies, soos ons is, en begin doen wat U vir ons sê om te doen. En mag ons verstom staan oor U magtige en kragtige werk in ons en deur ons. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.